Goed, laat ons oor die volgende stel leuns praat, wat die Trump-administrasie so uitkots. En dit is hierdie aanval op hierdie hospitaal, en lyk vir my daar's 2 skole aangeval. Scott Ritter praat van 2 skole. Ek het nou nie mooi gaan kyk nie, maar ek weet daar's definitief 1 skool wat aangeval is. 'n Hospitaal is ook aangeval. Dit was min of meer op die eerste dag van die oorlog. Dit is 'n onverklaarde oorlog, dit was nooit vooraf verklaar nie. Die Amerikaners was nog besig met sogenaamde onderhandelings. En toe die ouers hulle kinders skool toe gestuur. Kan jy dit glo? En die VSA gaan en hulle pleeg 'n oorlogsmisdaad. Maar hulle is bekend vir oorlogsmisdaad. Dit is nie die eerste een wat hulle pleeg nie. Dit is al die soveelste maal. So, die aanval op die skool daar in Iran, dis 'n elementêre skool, kindertjies, ou dogtertjies tussen 6 en 12 jaar. Reg, is toe aangeval deur die Amerikaners. En toe dit nou uitkom dat die dodetal hier by die 160, as dit nie meer is nie, toe het die ouens daar in die VSA begin watertrap. Lyk soos 'n kat op 'n warm sinkplaat. En hulle het dit ontken. Gesê, hulle gaan 'n ondersoek instel, hier te kort en daar te lank. En toe het Trump gesê, nee, maar hy het gehoor is eintlik Iranese wat hulle eie mense gebom het. En Pete Hegseth is eintlik 'n war criminal. Na hierdie krisis wat hulle gehad het, waar hy die bote so uit die see uitgeskiet het, Consuise, narco-traffic bote, waarvoor hulle geen bewys het nie. Die wet bepaal, hulle moet hulle in hegtenis neem en dan laat verhoor en dan so aan. Die weermag kan nie net daar loop en skiet op die oop see soos dit hom pas nie. Maar Pete Hegseth het hom bewys 'n war criminal, waar hulle daai sot vandaan gekry het om die Department of War te lei. Ja, ek kan dink, is heel moontlik, ek het gehoor die Joodse lobby het hom vreeslik gedruk, hy's een van hulle manne. So dit maak sin, hoekom hy burgerlike teikens aangeval het. Die opdrag gegee dat burgerlike teikens aangeval word. Dis die vraag wat 'n mens moet vra, hoekom sal jy nou 'n ou skool, hoekom sal jy 'n skoolbom wat 'n klomp dogtertjies in het? Is daar fout met jou kop? Daar's fout met Pete Hegseth se kop. En nou is Trump 'n ou wat sê, eers het hy gesê, ja, die Iranese het hulle eie mense gebom, en nou lyk vir my die waarheid begin deursyfer na broer Trump toe, en hy erken, hy weet nie eintlik waarvan hy praat nie. Soos ek nou al in 'n vorige video gesê het, Trump het geen ondervinding van die militêr nie. So, wat dit betref is hy so dom so snot. En die ouens wat hom voer hom valse inligting. Maar nou ja, al gaan die leuen ook hoe snel, die waarheid agterhaal hom wel. So luister 'n bietjie wat sê hy hier. You just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation. But tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. Nou moet julle my mooi hoor. Al hierdie dinge om Trump gaan daartoe lei dat hulle hom impeach. Hy gaan die einde van die jaar hierdie midterm elections verloor. Die Senaat sowel as die Kongres sal oorgeneem word deur die Demokrate en hulle gaan hom impeach. Hulle gaan hom impeach op alles wat hy die laaste 6 maande heeltemal sy kop oor verloor het. Want Trump is lankal nie meer Make America Great nie. Trump is besig met Make Israel Great. En dis wat mense nie kan of wil verstaan nie. Nou ja, so hy erken self, hy weet nie wat aangaan nie. Hy erken self, hy word gevoer deur inligting, en klaarblyklik is die inligting verkeerd. En dan erken hy, dat as hierdie inligting uitkom, en dit gaan bewys word, want al die bewyse is daar, dat die VSA dogtertjie skole gaan bom het, en daar is oor 100 dood, dan op die einde van die dag is ou Trump en Hegseth en die hele kaboedel is skuldig aan oorlogsmisdade. Nou of hulle ooit by die verhore gaan uitkom,
In die ou dae, onthou jy Nuremberg verhore net na die Tweede Wêreldoorlog is daai ouens gehang vir oorlogsmisdade. Maar deesdae lyk vir my as jy in die Trump administrasie of in die Biden administrasie sit of jy sit in die regerings, dan word jy nooit gehang vir oorlogsmisdade nie. Jy kry 'n goue handdruk. Maar luister 'n bietjie, wat sê Scott Ritter? Want hy was baie kwaad toe hy hier praat. En hy gee baie belangrike inligting en dan gaan ek jou verduidelik. Hoe weet ons? Dit is nie 'n Iranese aanval op hulle eie mense nie. Dit is die VSA wat hierdie aanval uitgevoer het en hoe het hulle dit spesifiek gedoen? Hoe maak 'n mens so fout? Luister wat sê Scott. We have hit 2 children's schools. We have bombed 2 children's schools. 63 dead children, girls, little girls dead. Their mothers waiting for their daughters to come home. They sent their daughters to school on the belief that there wouldn't be a war because there was diplomacy going on, that there wouldn't be a war because Marco Rubio said he was traveling to the region on Monday. So they sent their girls to a school. The girls were in school and we bombed it. And we bombed another one. There's 100 girls buried under that rubble being dug out now. Girls that will not survive. What in God's name could lead us to bomb 2 girls' schools? I'm involved in this. I did this for a living. I know you don't make those mistakes. Nou, as jy verstaan wat daar gebeur het, met hierdie teiken van skole en hospitale in Iran, deur die VSA, dan sal jy verstaan hoekom is Scott Ritter so geweldig ontsteld. Nou die VSA wil baie graag vir jou verduidelik dat hulle die morele boogrond het. Hulle is 'n etiese en 'n morele nasie. Hulle het reëls en regulasies en hulle is nie terroriste nie. Hulle is so lief om te sê die Iranese is die terroriste. Irak is die terroriste. Libië was 'n klomp terroriste. Haai, wie jy? Die groot terroriste is die VSA en die Jode. En hierdie aanval op hierdie skool en die hospitaal het dit absoluut bewys. Hulle het geen morele integriteit oor nie. Hulle is rock bottom. Die VSA se hele morele en etiese gronde het die bodem het uitgeval. En ek dink hulle begin dit nou al besef. Ek dink daar's groot dele van die VSA weermag wat dit baie mooi besef. Nou luister mooi wat sê Scott Ritter. Scott Ritter verduidelik dat daar hy praat van dit is 'n manual, law of war manual, waar volgens daar sekere reëls en regulasies is waar volgens die VSA dan oorlog maak, sodat hulle nie aangekla kan word onder andere van oorlogsmisdade nie. En die idee is nie om burgerlikes te teiken nie. Dit is tog, hulle wil so graag vir almal verduidelik, 'n terrorist teiken burgerlike teikens, maar die VSA is beter. Hulle teiken nie burgerlikes nie. Hulle lieg, hulle doen. Dan gaan Scott verder, hy sê hulle het 'n directive for civilian harm mitigation and response het hulle ingestel onder die Joe Biden tyd, waar volgens daar 'n span moet gereed sit. As jy nou jou goed uitwerk, jy gaan nou daai en daai en daai teiken slaan op daai en daai dag, wel dan moet daai hele plan gaan na daai spesiale groep opgeleide mense en hulle sal terugkom na jou toe en sê vir jou, hoorie, maar die teikens wat jy het is hier's nou 3 skole en 6 hospitale hier tussenin. So julle kan nie hierdie teikens gebruik nie, julle is besig om burgerlikes te teiken. Maar hierdie Piet Hegseth, kyk en hy's 'n groot probleem. Hy's groot gif. En die rede is, hy is baie sterk deur die Jode gedruk, deur die Joodse lobby, en hy het hierdie idee dat hy nou werk vir Armageddon and the Third Temple. Die ou is heeltemal verdwaal. Hy's 'n ingewyde. Luister mooi. Maar hoe dit ook al sy, hy het van hierdie direktief ontslaag geraak. En nou sê Scott, hulle het gegaan en hulle het artificial intelligence gebruik, soos wat die Jode artificial intelligence gebruik, om hulle teikens te kies. Ja, die AI, die computer, die robot, besluit wie moet leef en wie moet sterf. Die Jode doen dit al 'n geruime tyd, maar hulle het geen etiese en morele gronde nie. Ons weet almal, hulle is 'n onetiese nasie. Die Bybel praat van hulle as 'n trouelose nasie.
Maar die Amerikaners het nog altyd gesê, maar they abide by the rules. Lyk vir my nie meer nie, want hulle het hierdie AI gebruik om 'n aantal teikens uit te kies, en in plaas daarvan dat hulle hierdie teikens deurgaan en sê, luister, kom ons kyk of AI se teikens burgerlik is en of dit militêre teikens is. Toe het hulle dit nooit gedoen nie. En as jy mooi verduidelik wat Scott Ritter vir jou hier verduidelik, dan verstaan jy dat daar 5 tomahawks daai dag geskiet is. Hulle is almal behoort aan die Amerikaanse regering, en dit is beheer vanuit 'n sentrale stelsel, so hulle het alles geweet wat aangaan, en dit is met opset gedoen. Luister mooi wat sê Scott, dat jy kan leer om te verstaan wat aangaan. Well, first of all, he knows. First of all, the tomahawk that you see is the second strike, the double tap. This came after 4 tomahawks struck this facility, and this is what the 4. American people. Well, it's a larger facility. We hit 4 targets there. The initial strike, 2 warehouses in the left hand, or I don't know the orientation, but if you look at a photograph, the left-hand side, two warehouses that were empty because there's no smoke, no secondary explosions. We struck a main hospital building. I'll get to that in a second. Smoke came out of that, so the targeteers assumed that we had achieved the desired effects there. And then we struck another facility about the same size as the warehouses in the upper right-hand corner. This happened to be the school, the secondary school for girls aged 6 to 12. We struck that facility, but there was a 5th cruise missile. These are Tomahawk Block 4s. The 5th cruise missile was the contingency cruise missile. This is the one that circled over the site, sending imagery back to the destroyer that launched these cruise missiles, so that people could evaluate whether or not the desired effects had been achieved, and if not, to restrike. They made a decision that the 2 warehouses were sufficiently struck because you had holes in the roof, no secondary, empty facilities. The hospital, which they didn't believe was a hospital, but it was a hospital, had been struck, smoke coming out, meaning you achieved the results. This is a warhead that has dual capability. It penetrates and then blows up inside. So if you got a hole in the roof and you got smoke coming out, it means that you achieve significant damage inside. Then you have the 3rd facility that had been struck, partial collapse, but here they saw people running around. Here they saw people moving in, assembling, people coming in off the streets. And a decision was made that this must be a very important site, so they sent the cruise missile in to strike it. But not just it didn't just hit with the dual phase warhead. The Block 4 has the capacity to take unexpended fuel and use it as a fuel air explosive to create a thermobaric effect. And so this missile went in to the building, didn't just explode conventionally, but went in with a thermobaric effect, a deliberate choice made by the targeteers. Now, what had happened, though, is that first missile that hit the school. And the majority of the students survived. There were some that were killed in the initial strike, but the teachers took the survivors and moved them into the prayer hall, which was a part of the facility that remained intact. They called up the parents, most of whom lived locally. The parents began to arrive to pick up their children. Majority were concentrated in this prayer hall when the decision was made to restrike. This cruise missile came down, penetrated, blew up, and then the thermobaric explosion hit. Listen to how the parents described the condition of their children's bodies. Burned to a crisp. There was nothing left. This was a deliberate action by American planners.